Oh
gestel, om die wêreld te herinner, dat God in die heelal. Kom dan nou en vat sy hand en leef soos sy kind, wat hy self gemaak het, en jy sal vreugde vind. Mag ons opneem en lief hê, en soos 'n beeld hy dra, in 'n wêreld wat verward is, en 'n ware liefde dra. Mag ons opneem en lief hê, en soos 'n dag vereer, by almal wat op soek is, na die antwoord op ons neer. En lief hê, en soos 'n beeld hy dra, in 'n wêreld wat verward is, en 'n ware liefde dra. Mag ons opneem en lief hê, en soos 'n dag vereer, by almal wat op soek is, na die antwoord op ons neer. Almal wat op soek is, na die antwoord op ons neer. Goeiemôre gemeente. En hartlik welkom vir almal van julle hier by vanoggend se erediens ook. Dit is so lekker om almal vir julle hier te sien dan ook. Baie van ons natuurlik wat bietjie weg is by die vakansie met al die sporttoere wat aan die gang is ook. Maar vir elkeen van julle wat vanoggend hier is, mag vanoggend ook weer eens 'n baie spesiale ontmoetingsgeleentheid wees tussen jou en die Here. Ons sluit ons reeks oor Jesus af vandag, waar ons die hele reeks gaan saamvat en die vraag gaan vra, maar nadat ons alles van Jesus geleer het vir die afgelope 10 weke, wat beteken dit vir ons lewe as liggaam van Jesus Christus? En dis natuurlik ook ons tema vir vanoggend se diens, is dat ons as kerk is Jesus se liggaam. En wat beteken dit dan vir my en jou lewe as kinders van die Here dan ook? Ek wil voordat ons wegspring, net so 'n paar afkondigings onder ons aandag bring dan ook. In die eerste plek, ek glo ek's redelik seker sy sal nie wees met Tannie Ria Oosthuizen. Tannie Ria verjaar vandag, nie vandag nie, die 3 April, ekskuus. Dan word Tannie Ria 83 jaar oud. So ons dink aan haar besigheid ook aan hulle. En haar spesifiek met hierdie jaar se verjaarsdag, Tannie Ria Oosthuizen, ook 'n groot deel van ons gemeenskap dan ook. En ek onthou as kind hoe ek natuurlik ook baie na Tannie Ria geluister het en al haar staaltjies wat sy vertel het en al die dinge. So Tannie Ria, baie geluk met jou verjaarsdag op die 3 April, dan word jy 83 jaar oud. En as jy dalk na die tyd luister na hierdie opname, weet ons dink in ons gebede aan jou ook en mag jy 'n wonderlike geseënde verjaarsdag dan ook hê. Terwyl ons praat van verjaarsdae, vandag verjaar ook 'n ander groot gees van hierdie gemeente, iemand wat vir baie lank die dominee van hierdie gemeente was, en dit is Dominee Faf. Dominee Faf verjaar vandag, en ons dink baie spesiaal aan hom ook, in hierdie baie spesiale verjaarsdag dan ook. As mens dink hoe vinnig die tyd hardloop, ek sien hoe Faf het klaargemaak in die gemeente, in die jaar wat ek gematrikuleer het, in die jaar 2000. Het hom Faf klaargemaak hier. So oom Faf op sy verjaarsdag ook 'n baie spesiale lewensjaar vir jou ook toegebid in die nuwe jaar wat kom. Dan beweeg ons baie nader na Paasnaweek toe dan ook, net so vinnig 2 goedjies oor Paasnaweek. Ons tema vir Paasnaweek het nie verander nie, hy het net so 'n bietjie aangepas. Waar ons aanvanklik gesê het Vrydag gaan ons kyk na die lam en Sondag na Jesus die leeu, gaan ons op Goeie Vrydag kyk na Jesus die leeu en die lam. En dan Sondag gaan ons bietjie gesels oor die tema van God, wat deur Jesus se opstanding vir ons 'n tafel voorberei. En gaan die tema vir Sondag se diens dan juis ook wees, God berei 'n feestafel voor vir elkeen van ons. So maak 'n nota van ons Paasnaweek dienste wat gaan plaasvind, Goeie Vrydag, Jesus die leeu en die lam. Ons gaan daardie Vrydag gesels oor dat ons in Paastyd nie fokus op 'n Paashaas nie, maar op die Paaslam en die leeu van Juda. En dan Sondag gaan ons hoor oor hierdie feestafel wat God vir elkeen van ons voorberei. Ons het ook 'n uitnodiging gegee aan almal wat graag wil deel wees van die Paassangdiens. Dankie vir almal wat vorentoe gekom het en gesê het julle is bereid. Van vanmiddag af word daar saam geoefen hierso vir ons Paassangdiens dan ook. Help net weer 5:00 die middag, né? Van 4:30 af word hier saam geoefen vir die Paassangdiens. So jy is nog steeds welkom, die uitnodiging is oop. As jy enige tyd besluit jy wil aansluit, word asseblief deel van ons Paassangdiens dan ook. Dit gaan weer eens 'n baie spesiale geleentheid in ons gemeente wees.
Die res van die program is daar, en die vakansietyd is dinge maar so bietjie stiller as gewoonlik, maar neem asseblief kennis van al die dinge wat gebeur, let veral op die name waarvoor ons moet bid asseblief, en kom ons dra hierdie persone daadwerklik in gebed aan die Here ook op. Vanoggend is dan die 5de Sondag van lydingstyd. Ons beweeg al nader na Paasnaweek toe. En daarom blaas ons vanoggend die 5de lydingskers dan ook dood. Stelselmatig beweeg ons van lig na donker, waar ons dan op Goeie Vrydag, wanneer Jesus se laaste woorde uitgespreek word aan die kruis, dan gaan ons nie net die laaste kers doodblaas nie, maar ook die Christuskers. En gaan dit dan donker wees. Maar dan op Paasondag, wanneer ons Jesus se opstanding vier, dan gaan al die kerse weer brand, en dan gaan er weer nuwe lewe wees, soos wat ons reeds gehoor het, hierdie feestafel, wat vir ons gaan dek gaan word, dan ook. Rondom dit, hou asseblief ons WhatsApp groepe dop, ons gaan vir julle inligting begin kommunikeer, oor hoe julle as gemeente gaan deelneem aan hierdie feestafel, wat die Here vir ons voorberei. Maar kom ons stel ons gedagtes in op hierdie ontmoeting, wat die Here vanoggend met ons wil hê. Dan gee hy vir ons geleentheid vir so 'n paar oomblikke net van stil word, in die teenwoordigheid van die Here. Here Jesus, U is die naam bo alle name, die Heer van alle Here. In U naam alleen is daar verlossing. In U naam alleen is daar vir ons redding. In U naam is daar vir ons nuwe lewe, die ewige lewe. En in U naam buig almal van ons aan aanbidding voor ons koning, ons verlosser en ons Here. Amen. Liewe gemeente, vriende, is my voorreg ook vanoggend om vir elkeen van julle te groet. In die naam bo alle name, die mooiste naam, ons naam van ons Here Jesus Christus, en in die naam van die Vader en die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, ons het daar reeds 'n paar lofliedere gesing tot eer van die Here, daardie nuwe lied wat ons vanoggend begin leer het, gaan ons ook aanhou leer, dit gaan 'n groot lied wees, wat iets uitbeeld van die tema van Opstanding Sondag, maar kom nou staan ons ook, en dan loof en prys ons die naam bo alle name, en ons sing hierdie lofliedere tot eer van die Here. God
Ons kan ons Bybels vanoggend oopmaak by Efesiërs hoofstuk 1. Efesiërs hoofstuk 1 en ek gaan daar vir ons 'n paar verse saam lees van vers 15 af tot en met vers 23. En die opskrif in ons Bybels is Paulus se gebed. En so wat ons gaan hoor in hierdie gebed van Paulus is daar belangrike lewenswaarhede vir elkeen van ons as dit kom by ons fokus vanoggend op die tema dat ons Jesus se liggaam is. En in hierdie gebed van Paulus kan 'n mens eintlik vanoggend hoor dat sou Paulus vanoggend voor ons kon staan. En sou Paulus ook gesê het as daar nou 'n gebed op my hart is vir julle as NG Eendrag gemeente, as die Glaskerk geloofsfamilie, dan is hierdie die gebed wat ek graag vir julle sal bid. Maar voordat ons hierdie woorde lees, of ons iets uit te beeld van vanoggend se tema as die liggaam van Christus, omdat dit 'n vakansietyd is, het ons kategete so 'n bietjie af en ons kinderkerkspan het bietjie af. En ek moet ook sê ons moet baie dankbaar wees julle vir ons kategete en ons span jeugleiers wat elke Sondag hier is om iets vir ons kinders aan te bied dan ook. As 'n mens begin daar dink in die kinderkerk spesifiek dan ook, was daar 'n paar mense wat hierdie jaar vir ons gehelp het. Ek sien die laaste tyd was daar 'n pa en dogterspan wat dit doen. Ek hoor baie mooi dinge oor die pa en dogterspan en die reaksie daarvan by die kinderkerk. Dis my spesiaal om te hoor. Maar daar's nog so 'n paar kinders wat vanoggend hier is wat ek sien. So daarom net iets vir hulle ook te gee, aangesien ek nou nie 'n kindermoment het nie, gaan ons as 'n gemeente gou 'n speletjie speel. En julle gaan sien daar op die skerm gaan daar vir julle so 3 na 4 minute, gaan ons 'n videoetjie kyk. En dan is daar verskillende prentjies wat vir ons gewys gaan word, maar hierdie prentjie is aan die begin eers so 'n bietjie onduidelik. En dan soos wat ons, as ek nou die Engelse woord kan gebruik, uitzoom, gaan die prentjie duideliker en duideliker word. En julle uitdaging, waar julle by mekaar sit, as eggenoot of geliefdes, of pappa en mamma saam met julle kinders, is kyk hoe vinnig kan julle hierdie volgende prentjies raak sien vir wat dit is. Dis net so 3 of 4 minute, kom ons sit gou terug en dan kyk ons gou hoeveel van hierdie prentjies kan julle so vinnig as moontlik raak sien. En dan gaan ek vir ons verduidelik waarom hierdie speletjie vir ons baie belangrik is vir ons tema vir vanoggend se diens. Okay, maatjies, kyk saam met pappa en mamma of julle hierdie prentjies kan raak sien.
Vriende, ons het hierdie video gesien en hierdie speletjies gespeel en vir al ons maatjies wat hier is dat ons wil baie graag hê en ek gaan nou in die preek weer terugverwys na hierdie video toe. Maar Jesus wil baie graag hê dat al die mense in hierdie wêreld hom moet ken. En dat hulle moet sien hoe Jesus se hartjie lyk en hoe lief Jesus vir die wêreld is. Maar baie van die mense daar buite weet nie hoe Jesus lyk nie. Hulle het nog net stories gehoor van Jesus, maar hulle het Jesus nog nooit gesien nie. Hulle weet nie hoe lief Jesus vir hulle is nie. En daarom het Jesus 'n plan gemaak sodat ander mense hom ook kan sien. En wat is daardie plan? Ons is daardie plan. Ons as 'n kerk moet Jesus se liggaam wees, sodat ander mense die prentjie van Jesus baie mooi kan sien in die manier wat ons lewe in gehoorsaamheid aan Jesus. Dis wat dit beteken dat ons die liggaam van Jesus is. En dis wat ons vanoggend oor gaan gesels, dat ons moet so lewe dat ander mense Jesus nie bietjie nie, maar baie in ons kan sien. Voordat ons saam lees uit die woord van die Here, kom ons bid saam en dan vra ons dat die Here hierdie woorde wat ons gaan lees vir ons sal oopbreek vanoggend. Ek wil eintlik die beeld gebruik terwyl julle oë so sluit. Dat daar sekerlik niks lekkerder as die reuk van 'n vars gebakte brood nie. Wanneer daardie brood uit die oond uitkom en ek breek dit so in my hand en ek voel die hitte van die brood en ek ruik die brood en ek proe later die brood. En net so wil Jesus vanoggend hierdie woorde wat ek en jy gaan hoor kom oopbreek vir ons sodat ons dit nie net sal hoor nie, maar dat ons dit sal inneem, dat ons dit sal verstaan, sodat ons dit kan gaan lewe. Here, baie dankie vir die geskenk van die Bybel. Dat wanneer ons hierdie woorde lees, Here, is dit nie net gewone woorde wat ons lees nie. Here, ons hoor U stem. Dis U wat met ons praat. En daarom vra ons, Here, dat hierdie woord, hierdie lewende brood vir ons sal kom oopbreek. Here, sodat ons dit sal voel, sodat ons dit sal ruik, sodat ons dit sal proe. En Here, sodat ons dit kan gaan lewe in hierdie wêreld. Here, kom leer ons vanoggend, wat is U wil vir ons lewe, as U liggaam. Amen. Nou in Efesiërs hoofstuk 1, van vers 15 af, dan lees ons hierdie volgende gebed van Paulus. Die teksgedeelte is op die skerm ook. Lees dit saam met my. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al sprake van mag wees. Nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. En luister mooi, die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Ek lees weer vir ons daardie laaste paar verse. Waar Christus aan die hemel en die regterhand van God gesit is, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Tot sover
wat ons hierdie gedeelte lees uit die woord van die Here. Nou vriende, in hierdie gedeelte lees ons dan ook eintlik waar ons ook weer eens hoor waar ons reeks tema vandaan gekom het van Jesus, die naam bo alle name. Waar Paulus ook hier skryf en sê dat Jesus is verheerlik, hy sit aan die regterhand van God en hy heers oor alles en almal. Hy is die koning van die heelal. So wat ons in Filippense 2 ook lees, waar Jesus gehoorsaam was tot aan die dood aan die kruis en daarom het God vir hom verhoog en aan hom die naam bo alle name gegee, sodat almal sal buig voor die naam van Jesus Christus. Nou voordat ons kom by ons tema vir vandag, vir die van ons wat dalk vandag besoekers is hier by ons, aangesien dit vakansietyd is, kom ons gaan net gou so op 'n vinnige oorsig oor ons reeks, oor hoe ons gekom het van die begin van ons reeks af tot waar ons nou is. As ons so terug gaan net na daardie skyfies toe, ek wil net terugbeweeg net voor ons skriflesing, waar ons daardie openingsskyfies dan ook het. Gee my net gou 'n oombliekie julle ekskuus. Waar is daardie? O nee, daar's hy. As ons kyk na daardie prentjie wat daar op die skerm is, dan sal ons sien, ons het heel aan die begin van die reeks begin deur te vra, maar as ons praat oor Jesus, 'n naam het betekenis, 'n naam is nie maar net 'n naam nie, 'n naam het betekenis, en het ons gehoor dat Jesus Christus beteken dat Jesus, redder, verlosser, bevryder, Christus, die gesalfde Messias, en dat Jesus dus die gesalfde is, die een wat deur God gekies is om ons verlosser te kom wees. Ons het gehoor, dis baie belangrik, wat dit beteken, daar is nie 'n ander weg tot verlossing nie, daar is nie 'n ander manier om by God uit te kom nie. Ons kan slegs in 'n verhouding met God lewe deur Jesus. Jesus het dit ook gesê, Jesus het gesê, ek is die weg, waarheid en lewe, en niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Dit beteken in hierdie wêreld waarin ons lewe, wat bietjie minder swart en wit is as in die verlede en bietjie meer reënboog is daar nie iets soos hierdie nuwe moderne tendens om te sê, alhoewel ons glo in verskillende gode, almal glo eintlik in dieselfde God nie, dis net 'n bietjie klein verskille. Nee, dis 'n massiewe verskil en daar is net een weg tot saligheid, een redder, een verlosser, een manier om God te ken en dit is deur Jesus Christus. Daarna het ons gehoor dat Jesus is die Alfa. Jesus is die begin van alle lewe. Alles het deur Jesus ontstaan en ook die nuwe lewe wat ons ontvang, vind sy beginpunt in Jesus. Daar is nie 'n ander begin tot 'n nuwe lewe nie. Jesus is die begin. Jesus is die oorsprong. En wanneer daar dinge in my lewe is wat ek ook 'n nuwe seisoen voorbid, wanneer daar 'n stuk genesing is waarvoor ek bid, wanneer daar hoop is waarvoor ek bid, of wanneer daar 'n oorgang in my lewe nodig is, 'n nuwe seisoen, is Jesus die Alfa. Jesus is die begin daarvan. Jesus is die oorsprong daarvan. Daarna het ons gehoor dat Jesus is die seun wat mens geword het, die seun van God, self ook God, wat mens geword het. En dat dit vir ons belangrik is, want daarin leer ken ons dat ons God is iemand wat altyd na ons toe kom. God kies ons. Hy is die een wat die keuse maak om in 'n verhouding met ons te lewe. Hy is die een wat die keuse gemaak het om ons te kom red en ons te kom bevry. En vind ons in die storie van die Bybel 'n God wat elke keer wanneer ons in die moeilikheid verkeer, of elke keer wanneer ons afgedwaal het of verdwaal het, of selfs elke keer wanneer ons rug op hom gedraai het, altyd weer na ons toe kom. Altyd ons weer kom red. Altyd ons weer terugroep na hom toe. Ons God is 'n God wat homself offer vir mense, nog voordat ons vir hom geoffer het. Die Christelike geloof is die enigste geloof wat glo dat God wat deur mense aanbid word, is die een wat in ons plek geoffer is aan die kruis. Daarna het ons gehoor dat Jesus is die leermeester en vriend, hy is die rabbi, die een wat vir ons God se wil geopenbaar het, maar hy noem ons ook vriende. En dit wys op 'n baie intieme verhouding tussen ons en Jesus. Die Sondag daarna het ons gehoor dat Jesus is die gekruisigde verlosser. Nie die een wat ons kon verlos het met politieke mag en oorlogvoering met 'n groot weermag nie. Hy het ons kon verlos deur sy lewe aan die kruis vir ons te gee. Deur in ons plek aan die kruis te sterf. En ons gaan weer daarop fokus oor Paasnaweek wat oor 'n rukkie by ons is.
Daarna het ons gehoor dat Jesus is so wat ons nou gesing het in daardie lied, hy is die oorwinnaar oor die dood. Die dood is oorwin en daarom is daar net een woord wat vir ons as kinders van die Here bestaan en dit is lewe, die ewige lewe. Jesus is nie net die oorwinnaar oor die dood nie, hy is ook die opgestane Here het ons gehoor. En Jesus lewe en ons lewe saam met hom en ons lewe vanuit sy oorwinning wat hy reeds behaal het. Ons het gehoor, dit verander baie julle. Dit beteken daar's geen situasie in ons lewe waarvan die uitkoms onseker is nie. Daar is nie enige probleem waaroor die oplossing nog onseker is nie. Daar is nie eers 'n onsekerheid oor wat gebeur wanneer ons lewe hier op aarde tot 'n einde kom nie. Die antwoord is vas en seker. Jesus het oorwin en ons leef vanuit sy oorwinning. En wanneer die finale hoofstuk van ons lewe op aarde gesluit word en ons laaste asem hier uitblaas, is dit nog steeds nie die einde van die storie nie, want Jesus het die dood oorwin. As opgestane Here het ons ook gehoor dat hy die verheerlikte is. En dat nadat Jesus mens geword het, hy weer verheerlik is en hy weer sit aan die regterhand van God en dat Jesus regeer, hy heers, aan hom behoort al die mag en al die heerlikheid en die heiligheid. Jesus het weer sy volle goddelikheid, soos wat hy gehad het voordat hy mens geword het. Hy is die koning van die konings. En verlede Sondag het ons gehoor, hy is die Omega. Waar hy die begin en oorsprong van alle dinge is hy ook die einddoel van alles en almal. En het ons gehoor dat alles en almal is deur Jesus en vir Jesus geskape. Die Omega beteken nie die eindstreep nie, want daar is nie 'n eindstreep nie, want God heers vir altyd. Jesus bestaan vir altyd en daar wag 'n ewige lewe vir ons in die lewe hierna. Daar is nie 'n eindstreep nie. So Omega beteken nie einde nie, maar einddoel of die hoofdoel of die een oor wie alles gaan. En vriende, nou na dit alles, as dit is wat ons geleer het oor Jesus, wat beteken dit vir ons as liggaam van Christus? Daarom julle kan vir my aanbeweeg na daardie eerste skyfie toe, na die skriflesing asseblief. As ons kyk na ons as liggaam van Jesus, wat bid Paulus vir ons in hierdie gedeelte? Paulus sê, ek bid, en wanneer ek vir julle bid, bid ek, dat julle Jesus waarlik sal ken. Vriende, baie van ons lewe met 'n prentjie van Jesus, baie soos daardie prentjie speletjie wat ons gespeel het. Ons ken die groot storie, ons ken die groot storie van Jesus is die een wat vir sondaars aan die kruis gesterf het, en dat Jesus daardeur vir ons sondes vergewe het. Maar is dit my hoop dat soos wat ons in hierdie 10 weke lang gereis het en meer van Jesus geleer het, en wanneer ons besef dat dit wat ons van Jesus geleer het, maar 'n spikkeltjie is van wat daar oor Jesus te leer is, hoop ek dat aan die einde van hierdie reeks daar 'n honger en 'n dors by elkeen van ons is, om nog meer van Jesus te leer, om Jesus nog dieper te leer ken, dat soos wat ons meer besonderhede oor Jesus sien, die prentjie van Jesus ook duideliker en duideliker en duideliker word. Wat so wat ek aan die begin van die reeks gesê het ook, en dit sê ek met die grootste agting en die grootste respek en die grootste eerbied teenoor een van die grootste gebeurtenisse in ons as mense se lewe, die kruis van Jesus Christus. Maar die kruis is nie die enigste hoofstuk in Jesus se lewe nie. Daar is baie meer aan wie Jesus was en wie Jesus nou is. Die kruis is die begin van ons nuwe lewe in Jesus. Deur dit wat Jesus vir ons in die kruis gedoen het, kan die ou mens wie ons was sterwe en kan ons nou 'n nuwe lewe lewe. Maar in hierdie nuwe lewe bid ek saam met Paulus vir my en vir ons as 'n geloofsfamilie dat ons 'n behoefte sal hê, 'n honger sal hê om Jesus waarlik te ken. Om Jesus se hart te leer ken. Donald Miller skryf in 'n verskriklike mooi boekie, julle kan dit gerus lees, die boekie se naam is Blue Like Jazz. En vir die musiekliefhebbers wat hier in die gemeente is, hy gebruik die metafoor van jazzmusiek om iets uit te beeld van die evangelie van Jesus Christus.
En dan gebruik hy die beeld, en hy sê aan die begin van sy lewe, het hy homself gesien op 'n grondpad. En hy het vir Jesus geken, maar Jesus was soos iemand wat daar ver op die grondpad in sy rigting aangestap gekom het. En hy het die buitelyne van Jesus gesien. Maar soos wat hy gegroei het in sy verhouding met die Here, soos wat hy meer van Jesus leer ken het, is dit asof daardie beeld nader en nader gekom het, en hoe nader Jesus in hom gekom het, kon hy later die lyne van sy gesig, die voue op sy hand, die nate van sy klere raak gesien het. En dis my wens vir my en vir elkeen van ons, dat ons 'n honger sal hê na meer van Jesus, en dat ons Jesus, die volheid van Jesus, wie Jesus werklik was, sal leer ken. En dit is moontlik. Want Paulus bid dan ook, en Paulus sê, ek bid dat die Here deur sy Heilige Gees homself aan ons sal openbaar, sodat ons Jesus regtig kan leer ken. Julle, ons dien 'n God wat geken wil word. Dis God se hartsbegeerte dat ons hom sal ken. En daarom is God die een wat homself aan ons bekend maak. God wys homself vir ons. Jy hoef net by hierdie deure uit te stap en in die skepping te gaan kyk, en oral rondom jou sien jy God, want ons dien 'n God wat geken wil word. Dis God se hartsbegeerte dat hy nie net 'n groot konsep vir elkeen van ons is nie, maar dat ons hom sal ken. Dit is baie belangrik dat ons moet onthou dat redding in Jesus Christus word gevind deur te glo in Jesus. Maar om te glo in Jesus is nie net om te weet van Jesus nie. En dis baie belangrik, julle. Want Jesus self vir ons, sê vir ons in die Nuwe Testament, dat glo jy? Dis wonderlik, die bose glo ook in my. Die duiwel glo ook in my bestaan. Die bose geeste weet ook wie ek is. Hulle het ook kennis van my. So dit is duidelik nie die geloof waarvan Jesus praat nie. Dis duidelik nie die geloof wat ons red nie. En dis hoekom Jakobus ook skryf, dat geloof, wat nie deur dade sigbaar word nie, kan jou nie red nie, want dit is 'n dooie geloof. Want Jesus wil nie hê ons moet net weet van sy bestaan nie. Hy wil nie hê ons moet net die stories ken van die kruis en sy opstanding en alles wat dit vir ons beteken nie. Jesus wil hê ons moet hom ken, lief hê, in 'n verhouding met hom lewe, en soos hy lewe. En Jesus nooi ons in hierdie verhouding in aan die einde van hierdie reeks, en Jesus sê, dat ek het 'n plan en 'n doel vir jou lewe. Maar vir jou om hierdie plan en doel te ontdek, is dit belangrik dat jy my leer ken. Dat jy 'n onversadigbare honger het na meer van my. Dat jy sal weet, ek is die gekruisigde, maar ek is die Alfa, die verheerlikte, die koning van die konings, die rabbi, leermeester, vriend, verheerlikte, en nog soveel meer. Daarom sê Paulus ook, Paulus bid, nie dat ons Jesus sal ken nie, maar Paulus sê, ek bid, dat die Here julle geestesoë sal verhelder. Nou julle letterlik vertaal in die Grieks, dan sê geestesoë, die oë van ons harte. Dominee Jaco, jou hart is nou nie oë nie, ons weet jou hart is 'n orgaan wat bloed plomp in en uit ensovoorts. In die Bybelse tyd het hulle dit nie geweet nie, julle. Hulle het nog nie kardiologiese kennis gehad oor die hart nie. In die antieke tyd, in die Bybelse tyd, in die Nuwe Testamentiese tyd, was die hart die wese van 'n mens. Dis wie jy is. Dis waar bepaal word wie jy is as mens. En daarom sê Paulus, ek bid dat die oë van julle diepste, binneste oopgemaak sal word deur die Heilige Gees, sodat julle weet watter hoop sy roeping inhou. Liewe vriende, elke een van ons wat vanoggend hier is, elke een van ons wat kinders van die Here is nie per ongeluk hier nie, jy is nie per toeval hier nie, en jy is nie net die lewe gegee sodat jou pa en jou ma kinders kan hê nie. Jy is hier vir 'n rede, jy is hier vir 'n doel. Die Here het 'n roeping oor jou lewe. En hy het jou hier op aarde geplaas, omdat hy in jou en deur jou sigbaar wil word in hierdie wêreld. En Paulus sê, ek bid dat die Here, as ek dit so kan stel, eintlik deur sy Heilige Gees, ons oë sal oopmaak, die skille van ons oë sal afval, sodat ons besef, ek is nie per ongeluk hier nie. En ek is ook nie hier sodat ek so gemaklik as moontlik deur die lewe kan gaan nie. En ek is ook nie hier sodat ek so suksesvol as moontlik deur die lewe kan gaan nie.
Ek is hier met 'n roeping en my roeping is om die naam bo alle name te verheerlik deur my lewe, want ek is 'n deel van sy liggaam. En vriende, as dit nie die geval is nie, leef jy nie jou roeping wat die Here oor jou lewe het uit nie. As Jesus nie die middelpunt van jou lewe is nie, as Jesus nie die einddoel van alles wat jy doen is nie, as Jesus nie die rede is waarom jy opstaan in die oggend, waarom jy werk toe gaan, waarom jy jou gesin liefhet, waarom jy jou man en vrou vereer, waarom jy deel is van 'n liggaam van Jesus Christus nie, as Jesus nie die hoofdoel daarvan is nie, as Jesus nie die een is waaroor alles gaan nie, dan mis jy die punt geheel en al. Jesus is die een waaroor alles gaan. En as Jesus se naam die een is waarin daar hoop gevind word vir 'n gebroke wêreld, as Jesus die een is in wie se naam daar hoop vir my en jou is, en Paulus sê hierso dat ek bid dat julle sal weet watter hoop sy roeping inhou. Wat's daardie roeping? Wanneer ek en jy as liggaam van Jesus Christus hoop bring in ander se lewe, hoop bring in 'n gebroke wêreld se lewe. Wanneer ons liefhet soos Jesus, dien soos Jesus, doen soos Jesus. Dis waarvoor ons geroep is. Ek kan vir julle beloof, vriende, dat ons dink baie keer hoop is 'n baie ingewikkelde konsep. Ons oorkompliseer hoop partykeer verskriklik baie. Dit is eintlik baie eenvoudig. Hoop is kos vir iemand wat honger is. Hoop is klere, 'n trui in die winter vir iemand wat yskoud het. Hoop is opregte liefde vir iemand wat vir baie lank die teenoorgestelde van liefde beleef het. Hoop is soms vergifnis. Maar op die einde van die dag is hoop iets wat moontlik is wanneer ons doeteenvoudig Jesus se voorbeeld volg. En weer eens hoop vir daardie skares mense was praktiese dinge. Dit was Jesus wat regtig omgegee het. Jesus wat regtig lief was vir hulle. En toe ander mense hulle weggestoot het, het Jesus langs haar gaan sit en vir haar gesê, ek sien jou raak. Toe hulle honger was, het Jesus brood en visse gebreek en vir hulle iets gegee om te eet. As hulle droog gemaak het in die verlede, het Jesus gesê, ek veroordeel jou nie. Kom saam met my en maak nie meer so nie, hier is weer 'n nuwe kans. En so kan ons voorbeeld op voorbeeld noem. Maar as liggaam van Christus is dit my en jou roeping. En jy is nie enige roeping nie, en hierdie is nie so wat ons baie keer in die charismatiese kerke hoor, 'n altarkol wat die pastoor of die dominee nou hier vir julle gee nie. Nee. Hier is 'n herinnering uit die woord van die Here, waar Paulus bid vir ons, en sê, ek bid dat die Here julle oë sal oopmaak, dat julle sal besef dat hierdie roeping kom van God af. Dis baie lekker om al hierdie dinge te weet oor Jesus. Dis baie lekker om nou vir 10 weke lank te gesels het oor Jesus, wie Jesus is, alles wat Jesus kom doen het, en om te weet wat Jesus alles vir my doen. Maar wat help dit, as dit nie nou sigbaar word deur ons lewe, en ons nou die draers van hierdie hoop in ander se lewe dan ook is nie. Nêrens in die woord gaan ons lees dat hierdie nuwe lewe wat Jesus vir ons kom bring het, gaan op die einde van die dag net oor my persoonlike redding en saligheid nie. Dit gaan oor my persoonlike redding en saligheid, maar ook 'n lewe waarin ek genooi word om Jesus se liggaam in hierdie wêreld te wees. En Paulus bid dit ook. Paulus sê, ek bid dat julle roeping sal besef. En dan sê Paulus ook, en ek bid dat julle sal besef hoe geweldig groot die krag is wat God uitoefen in elke een van ons wat glo. En vriende, hierdie moet ons besef, dat Paulus sê, dat ek en jy kan nie net sê, ons is maar net mense nie. Ons kan nie sê, dit is te moeilik nie. Ons kan nie sê, ek is nie daartoe in staat nie. Van die oomblik wanneer jy in Jesus glo, is dit nie meer jy wat lewe nie, maar Christus wat in jou lewe. Die oomblik wanneer ek in Jesus glo, ontvang ek die Heilige Gees en lewe ek nie meer uit my eie krag uit nie, maar die krag van die Heilige Gees. En Paulus sê vir ons in hierdie teksgedeelte, dit is 'n magtige
korreksie, almagtige krag. Dit is so mooi, die letterlike vertaling sê eintlik, dis die magtige almagtige. Dit word so dubbel beklemtoon. En Paulus sê, ek en jy moet weet dat as ek en jy in Jesus Christus glo, is die krag wat binne jou aan die werk is, dieselfde krag waarmee God Jesus uit die dood laat opstaan het. Vriende, hoor julle? Besef ons wat dit beteken? Dat dieselfde krag waarmee God vir Jesus uit die dood laat opstaan het, waar hy die dood oorwin het, is dieselfde krag waardeur hy nou in ons en deur ons aan die werk is. Alles is moontlik deur God wat vir ons die krag gee. Daarom kan ons roeping uitleef. Daarom kan ons draers van hoop wees. Daarom hoef ons harte nie verhard te word en ons maar net deel word soos die res van die wêreld se manier van dink en doen nie. Maar kan ons radikaal anders te lewe? Kan ons Jesus se liggaam wees? Kan ons Jesus se hande en voete wees? Want God gee vir ons die krag om dit te doen. En Paulus sê, ek bid dat jy dit sal besef. En hy bid dat ons dit vanoggend sal besef. Nie later nie. Nie eers daar sal gaan bepeins nie, nie eers daaroor gaan nadink nie, dat ons vanoggend sal besef, dat elkeen van ons in hierdie diens het 'n geweldige groot bron van krag in ons, en sy naam is die Gees van God. Om af te sluit. Paulus sê vir ons, dat ons is die liggaam van Jesus Christus. En in ons oordenkings hierdie week en in die huisgeloof Bybelstudie wat ons uitgedeel het ons gehoor dat elkeen van ons het 'n deel aan hierdie liggaam. Ons weet in hierdie tyd daar's hande en voete en oë en ore en nie almal van ons kan dieselfde liggaamsdele wees nie. Ons het ook gehoor dat aan almal van ons is daar aparte gawes van die Gees gegee. Daar's niemand vanoggend in hierdie diens wat nie 'n gawe van die Gees het nie. Niemand. Almal van ons het 'n gawe van die Gees. En let wel, die gawes van die Gees is nie my talent nie. My talent is iets anderste. Die gawes van die Heilige Gees is 'n buitengewone vermoë wat die Here deur die Heilige Gees aan ons gee, sodat ons roeping in hierdie wêreld kan gaan uitleef. En elkeen van ons het so een. Almal van ons. Maar dan kom Paulus en Paulus sê, ons moet een ding mooi besef. Dat ons is die liggaam van Jesus. En dan gebruik hy die volgende groot woorde. Die volheid van hom, wat alles in almal volbring. Die volheid van hom. Jesus, en nie net dele van Jesus nie, die volheid van Jesus is teenwoordig hier vanoggend. En ja, Jesus leef nie meer self hier in hierdie wêreld en loop met sy eie voete deur die strate van Dispatch nie. Maar dit beteken nie dat Jesus nie deur die strate van Dispatch loop nie, want hier is sy liggaam. Nie 'n deel van hom nie, nie 'n gedeelte van Jesus nie, die volheid van hom. En dit is God se plan vir my en jou. Wat sal gebeur wanneer hierdie geloofsfamilie en die kerk van Jesus, al die gemeentes in die dorp, al die kerke in die dorp, al die kerke in ons land en wêreld, opnuut weer besef, dat ons is nie 'n denominasie nie. Ons is nie verskillende kerke nie. Ons is nie mense wat verskillende dinge glo nie. En dit gaan nie oor watter liedere ons sing en watter liedere ons nie sing en watter taal ons sing en watter taal ons nie sing en hoe groot ons band is en of ons nie 'n band het en of ons klavier of orgel en of ons nou met hierdie klere of daardie klere en of ons nou op banke sit en of ons op stoele sit en of ons regop staan of ons klein doop of groot doop of ons mense onderdompel of besprinkel. Al daardie dinge is dinge waaroor mense verskil. Maar wat sal gebeur as ons as kerk opnuut weer besef dat waaroor alles gaan is dat ons is die liggaam van Jesus. En dat God se plan is, dat ons Jesus se hande en voete, oë, hart en ore in hierdie wêreld moet wees. Kom ons leef ons roeping. Kom ons vra vir die Here, Here, hoe wil U my gebruik? En Here, hier is ek.
En mag ek en jy vanoggend by hierdie diens uitstap met oë wat oop gegaan het en besef dat alles gaan oor Jesus en sy eer en sy heerlikheid. Kom ons bid saam. Here, in hierdie wêreld waarin ons lewe, is daar baie dinge, sommige goed en ander sleg, wat ons aandag van U wil aftrek. Here, dinge wat ons wil laat vergeet wie ons is en waarom ons hier is. Nou Here, baie keer fokus ons so op ander dinge dat dit amper soos klappe op ons oë is en het ons vergeet dat ons nie meer sien wat ons moet sien nie. En Here, ons wil vir U dankie sê dat in hierdie afgelope 10 weke U elke week vir ons bietjie meer gewys het van wie U is. En Here, wil ons saam met Paulus bid dat U deur die Heilige Gees elkeen van ons se oë van ons harte sal oopmaak. Here Jesus, sodat ons U regtig sal ken. Sodat ons sal besef watter hoop ons roeping inhou. Dat ons sal besef hoe geweldig groot die krag is waardeur U deur ons werk. En Here, help ons om as U liggaam te lewe. Jesus, help elkeen van ons om ons roeping uit te lewe, sodat hulle wat daar buitekant U nog nie ken nie, U nog nie gesien het nie, Jesus deur ons sal sien, deur ons sal hoor, deur ons sal beleef. Here, in HD kwaliteit, in die fynste besonderhede, elke stukkie, elke lyntjie, elke hartklop van U, die volheid van U. Ja, Here, leef in ons en leef deur ons. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Nou vriende, as ons hierdie reeks wil afsluit, dan is daar seker nie 'n meer gepaste manier om dit af te sluit as om Jesus te loof en te prys as die naam bo alle name nie. En daar wil ek vra dat ons hierdie slotlied eintlik so keerspel wat ons gaan sing, waar ons letterlik net Jesus se naam gaan verheerlik en gaan bely dat hy is die naam bo alle name. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied as slotlied saam. Die wilde van die Heer, gekleed in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy kleed homself met lig, en duisternis moet vlug.
is die naam bo elke naam. Hier is die naam bo elke naam. Vaardig is die Lam, in my hart sal sing, groot is ons God. Hier is die naam, hier is die naam bo elke naam. Vaardig is die Lam, in my hart sal sing, groot is ons God. Groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Heilig, heilig, is die Heer God almagtig. Waardig is die Lam, waardig is die Lam. Hy is heilig, heilig, is die Heer God almagtig. Waardig is die Lam. Amen. Dan moet ek jou, my redder en my God. Hoe groot is hy? Hoe groot is hy? Ja, Here Jesus. Hoe groot is hy? Hoor hoe sing ons vir u. Wanneer die hele skepping klink het saam, hoe heerlik Heer, die grote naam. Liewe gemeentevriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die krag van die Heilige Gees met jou wees en met jou bly. Die Here seën jou met 'n bodemlose put van krag. Gaan leef jou roeping tot sy eer. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Wanneer God almagtig regeer. Hallelujah. Hallelujah. Wanneer God almagtig regeer. Hallelujah. Heilig, heilig is die Heer God almagtig. Waardig is die Lam, waardig is die Lam. Hy is heilig, heilig is die Heer God almagtig.
is die Lam. Amen.